Here, mag ons vanoggend hoor oor hoe lief U vir ons is. Mag ons vanoggend hoor oor dit waarmee ons moet besig raak en dit wat ons vir U moet doen en kan doen. Geef vir ons die wysheid en geef ons die insig om U raak te kan sien, om gehoorsaam aan U te kan wees en so ook 'n verskil te kan maak. Here, ek wil in besonder dink aan almal wat 'n geliefde in hierdie laaste tyd aan die dood afgesterf het of afgestaan het, 'n geliefde wat gesterf het. Ons dink aan almal wat siek is met COVID of met kanker of met watter siekte ook al. Ons dink spesiaal aan hulle en dra hulle op na U. Here, ons dra elkeen op wat uitdagende omstandighede het. Ons dra elkeen op wat antwoorde van U af nodig het, wat leiding nodig het, wat dalk bekommernisse het en stres, dat U met elkeen van hulle ook sal wees. Here, en dan wil ons vir U dankie sê, dat ons ook verjaarsdae en huweliksherdenkings kan vier, en dalk is hier nie iemand wat hier vanoggend verjaar nie, maar wat dalk na hierdie video gaan kyk, na hierdie erediens gaan kyk, wat by die huis sit en verjaar of 'n huweliksherdenking het, en Here, ons bid ook vir hulle en vra dat U seën ook met hulle sal wees. Here, mag vanoggend 'n diens wees wat geseënd is, waar ons U liefde, U warmte beleef en ervaar, en waar ons hier kan uitstap met 'n stuk nuwe lewe in ons, maar ook met dankbaarheid. Maar Here, mag dit ons ook so uitdaag dat ons van hier af wil uitgaan en 'n verskil wil maak. Here, waar ons 'n impak in hierdie omgewing en gemeenskap wil maak. In ons geloofsfamilie, by ons huisgesinne, in ons vriendekringe, waar ook al U wil hê ons moet betrokke wees en 'n impak maak. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil graag net so noem dat ons nou ook gaan sing. Ek gaan nie tussen die liedere afkondig wanneer ons sit en staan nie, daar sal skyfies wees. So die eerste 2 liedere gaan ons staan terwyl ons dit sing, en die volgende 2 liedere daarna gaan ons sit. So ek gaan saam met julle hiervoor staan en dan ook sit wanneer ons die liedere sing. Kom ons staan en dan sing ons hierdie volgende liedere en bring dit op na die Here. Van
These are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest. Oh, the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining
My kind, ek het jou gemaak om te wees wat jy nou is. Ek het jou gevorm en geroep om goeie dade te doen. Jy is bestem daarvoor om my stem te hoor. Ek roep jou om die mure wat skeiding bring af te breek, om liefde te kweek en versoening te bring tussen mense. Jy sien, jy kan meer doen as wat jy ooit kan dink of bid, want ek het my skuldvrye goddelike liefde in jou hart gesit. Verder, hoër en dieper as wat jy ooit sal weet, langer en wyer as wat jy ooit sal kan meet. Hierdie liefde lei jou om my wil te vervul en dit vervul jou met my volheid om gevorm te word in my gees, sodat jy elke dag nog 'n bietjie meer in my, saam met my en soos ek kan wees. Ek roep jou vir 'n lewe volkome toegewy aan my, want my begeerte is jou hier teen aan my sy. Om nie te dink, te word en te leef, groter as jouself, om heilig te wees. Jy is een met my. Deur die bloed van Christus is jy nou deel van my huisgesin. My kind, jy kan meer doen as wat jy ooit sal kan bid of kan dink, want jy is my meesterstuk. Vriende en familie, dit is ook die reeks waarmee ons tans in die gemeente vanoggend mee afskop, is ons meesterstuk reeks. Ons meesterstuk reeks kom uit Efesiërs uit, en in hierdie reeks gaan ons kyk oor wat Efesiërs vir my en vir jou sê oor ons roeping en oor ons wat God se meesterstuk is. So julle kan so lank julle Bybels oopmaak by Efesiërs. Ons gaan kyk van Efesiërs 2 en ons gaan eers by vers 10 stil staan en dan gaan ek vanaf vers 1 tot 10 lees. Maar voordat ons dit doen, wil ek graag net vir julle verduidelik waaroor hierdie meesterstuk gaan. Hierdie reeks waarmee ons is besig in hierdie gemeente is, saam met 'n ander gemeente, naamlik Kerk in Suid, wil ons daardeur vir mekaar sê, ons moet onthou hoe belangrik ons vir God is. En dit is presies wat Efesiërs doen. Paulus skryf in die eerste paar hoofstukke, die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs, skryf hy vir ons en sê hy, ons moet onthou waar ons vandaan kom. Ons moet onthou dat ons in hierdie wêreld, soos dat ons net gaan lees, dood eintlik, geestelik dood ingekom het. En deur Christus en deur Christus se versoening, deur Christus se bloed, deur Christus se gebreekte liggaam aan die kruis, is ek en jy versoen en kan ek en jy toegang tot die Vader kry. En is ons deel van God se kinders. En word ons ook, soos in Johannes 14 gesê, en in Romeine 8, dat ons is sy kinders. Ek wil hê dat dit by jou moet insink, dat jy is God se meesterstuk. Die teksgedeelte wat hierdie reeks ons basisteks is, en wat ons deurlopend vir mekaar gaan sê, is Efesiërs 2 vers 10, wat sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Hoor hoe mooi is dit, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om 'n lewe te hê op wat ons kan wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek wil hê dat dit net by jou moet insink, dat God het vir my en vir jou gemaak wat ons nou is. En wanneer ons dit vir mekaar sê, is dat waar jy in jou liggaam sit, in die omstandighede waarin jy nou is, in die verhouding waarmee jy tans met mense om jou is, met God is. God het jou dit gemaak en dit aan jou gegee. Ons is in Christus, let op wat dit sê, in Christus is ons geskep om 'n lewe te wy, om ons lewens te lewe en te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem is. So voordat ek hierdie gedeelte wil lees, wil ek jouself net die vraag afvra oor wat dink jy is jou roeping
nou in hierdie tyd. Want jou roeping mag 10 jaar terug anders te gewees het as jou roeping nou. Wat dink jy is jou roeping? Jy sien, die kerk moet nie dink oor die kerk se roeping in 'n tyd soos hierdie. As ons vir mekaar vra, wat is jou roeping, moet ons ook vra, maar wat is ons geloofsfamilie waarin ons betrokke is, waarvan ons deel is se roeping, wat is ons gemeente se roeping? En die rede hoekom ons dit moet vra is, want ons moet dit herbesin en herdink. Vanoggend se tema is een nuwe mensheid, herontdek. In tye soos hierdie moet ek en jy ons roeping juis herontdek. En weer by God hoor, maar waarvoor is ons bestem? En daarom gaan ons in hierdie reeks by hierdie basisteks stil staan. En daarom gaan ons in hierdie reeks kyk oor hoe gaan ons as NG Kerk Komati Poort ons visie uitleef. Want in die video's wat julle sekerlik voorheen gesien het in die vorige dienste en die opnames, het ons gesels oor 'n naboheid. Dat dit die eerste gedeelte van ons visie is, om 'n nabo gerigtheid te hê. In hierdie reeks gaan ons kyk, hoe gaan ek en jy 'n na binne gerigtheid hê? En hierna, na die reeks gaan ons kyk, oor hoe gaan ek en jy 'n na buite ingesteldheid en gerigtheid hê? So hou dit in gedagte wanneer ons hierna kyk. Die rede hoekom ek hierdie teks vanoggend met julle wil deel is, want ek vra myself soveel keer af, maar hoekom praat ons nie so baie oor ons geloof, soos wat ons oor die Olimpiese spele praat nie, of oor die rugby praat nie? Hoekom is dit ook so dat dit meestal ouer mense is wat oor hulle geloof praat? Wanneer ek besoeke doen, is dit vir my so dat ek met 'n ouer mens vinniger oor die dinge van die kerk en oor die skrif kan praat. Hulle is meer oop vir dit. Met jonger mense moet ek dit gaan haal en dan moet ek diep daarin delf om dit te kry, dat hulle oop kan maak. En ek vra myself af, maar wat is die rede daarvoor? En dis juis waarna ons vanoggend moet kyk. Ek dink die rede daarvoor is dat ons in 'n gemeenskap, in 'n samelewing, in 'n wêreld ons bevind waar daar vir jonger generasies gesê word en vertel word dat jou geloof is jou eie. Jou geloof is jou persoonlike verhouding met die Here. Hoe jy glo, hoe jy dink is jou saak. Vryheid van geloof. Jy kan glo en dink en die waardes hê wat by jou pas, wat vir jou gemaklik is, wat vir jou werk. Maar jou geloof en iemand anders se geloof het eintlik niks met jou uit te waai nie. En is dit nie juis wat so teen die evangelie gaan nie? Die evangelie wat ons juis uitnooi om ons roeping uit te leef. En ons gaan vanoggend daarna kyk. Maar voordat ons daarna kyk, kom ons hoor wat sê Paulus in Efesiërs 2, en ons lees vanaf vers 1 tot en met 10, waar hy vir ons sê oor, dat ons moet onthou waar ons was en waar ons nou is. Kyk hoe vat Paulus ons terug, en kyk waar bring Paulus ons uit, en dan gaan ons vir mekaar die vraag vra, maar, okay, wat nou, wat maak ons hiermee? Kom ons lees saam vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sonnige wêreld en julle laat lei deur die force van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar hoor hierdie maar God is ryk
in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe gewelddadig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Kan julle hoor wat Paulus hier vir ons sê? Paulus wat vir ons herinner dat ek en jy is eintlik, voordat ons Christus ken, geestelik dood. Ons is vasgevang in 'n dooie gees, vasgevang in die dinge van hierdie wêreld, vasgevang in ons sondige natuur. En Paulus verduidelik dit so en sê, maar ons is deur die bloed van Christus gered, deur God se genade. Niks wat ek en jy gedoen het gemaak dat ek en jy gered word nie. Maar deur geloof alleen. En hierdie geloof beteken deur Christus te ervaar, te aanvaar en deel van jou lewe te maak. Deur in hom te glo, is ek en jy gered. Dat ons 'n verlede het wat nie lyk soos God se plan en droom vir my en vir jou lewe nie. Ons het 'n verlede wat in teenstryd is met dit wat God vir ons in die toekoms inhou. En hierdie gedeelte wat Paulus vir ons probeer sê is dat God het vir ons 'n groter droom en 'n groter visie. En God het ons geroep. Daarom sê hy dat ons is uitgenooi en deel van 'n nuwe lewe. En hierdie nuwe lewe is geskep in Christus. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Let daarop dat dit sê in Christus Jesus. Nie deur Jesus Christus nie, maar in Christus Jesus is ek en jy geskep. Is ek en jy geskep om 'n lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Vriende en familie, 'n lewe voor ons Christus ontmoet het en 'n lewe nadat ons Christus ontmoet het, kan mos nie dieselfde wees nie. Ek en jy is tans in 'n lewe na Christus. En wat ons daardeur probeer sê is dat ons in Christus is. Deur die hele Efesiërs praat Paulus van in Christo, wat beteken dat ons in Christus is. Ons is deel van iets groters as wat ons is. Jy is in iets groters as wat jy is. En omdat ons hierdie roeping het, of omdat ons deel van Christus het ons 'n roeping. En wil ek vanoggend daarby stil staan. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons lees wat Paulus soortgelyk vir ons in Romeine 5 sê, en ons lees van vers 8 tot 11. Maar ek wil hê dat as jy pen by jou het, is hier woorde wat jy kan onderstreep, wat vir jou uitstaan. Want ons hoor weer dat ons uit genade gered is, en ons hoor weer van versoening. So ek wil jou uitnooi, kom ons kyk daarna, en merk wat vir jou uitstaan. Want Paulus praat hierso
in Romeine en hy skryf die volgende en hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin. Romeine 5 vers 8 tot 11. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Dit wat ons nou gelees het, is dieselfde. Ons moes eintlik die straf toegekom het en toegekry het wat sondaars moet kry en ongehoorsame mense moet kry. Maar Christus het daardie straf op hom geneem. En hy sê, aangesien ons toe ons nog vyande was, vyande van wie? As ons nie vir die evangelie is nie, staan ons teen die evangelie. En hy sê, aangesien ons toe ons nog vyande was, vyande van die evangelie, vyande van dit wat reg is, vyande van God, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, in hierdie versoening wat deur Christus gekom het, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Hoe ongelooflik is dit nie dat die versoening wat ek en jy ontvang het, is deur Jesus Christus aan ons gegee. En hier sê Paulus, maar ons lewe in hierdie Christus. In Efesiërs 2 vers 12 lees ons van daaraf dat ons is deel van die liggaam van Christus. En Paulus praat van die huisgesin van God, waarvan ons deel is. Jy sien Christus wat ons kom red het vir sy kerk, vir hierdie huisgesin. En dan sê Paulus vir ons en herinner ons dat Christus hierdie hoeksteen van hierdie kerk is, en dat ons die gebou is waarin Christus woon. Kan julle hoor dat ons geroep is en deel is van iets groters as wat ons is? Dat ons in Christus is. Dit is vir my so hartseer dat ons dit nie altyd begryp nie. Ons lees Johannes 3 vers 16 wat so alom bekend is, lees ons die volgende en ons sê vir mekaar, as julle dit net hier op die bord kan wys, dat God het so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar dit is tog nie wat eintlik in Johannes 3 vers 16 staan nie. Maar so baie keer is dit wat ons glo, maar eintlik staan daar God het die wêreld so lief gehad, dat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie net lief gehad nie, hy het die wêreld so lief gehad. Vir my en vir jou wat deel van hierdie wêreld was, wat in hierdie sonnige natuur is, het hy kom lief hê. Hoekom? Sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar dat ons gered sal word om deel van sy ewige lewe te hê en deel van hierdie huisgesin kan wees. Jy sien, die oomblik toe ons aanvaar het dat ons gered is, die oomblik toe ons 'n deel van ons lewens gemaak het, is ons deel van sy familie, van sy geloofsfamilie en deel van hierdie huisgesin. Kan julle dink as ons mekaar so lief het, as ons vir mekaar so lief is, soos dat God vir sy kerk lief is? Want God doen al hierdie vir my en vir jou wat deel van sy kerk is. As ons in daardie selfde liefde met mekaar lewe, kan julle julleself net indink, hoe anderste sou die wêreld
gelyk het. As jy jou vrou of jou man of jou kind so lief gehad het, soos wat God sy kerk lief het. Hy het sy kerk so lief, dat hy sy seun sy lewe gegee het, sodat daar versoening kan kom. Sodat daar herstel kan kom. Jy sien, dit bring my uit by dit waarvoor ek en jy geroep is. Ek en jy wat geroep is om in hierdie goeie dade te lewe. Efesiërs 2 vers 10 wat sê, dat ons is in Christus geskep. In Christus is ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem is. Hierdie woordjie bestem beteken dit waarvoor ek en jy geroep is, ons doel. Hierdie woord geskep beteken eintlik masterpiece. En dit is hoekom hierdie reeks, waar ons verder in diepte na hierdie reeks gaan kyk en na hierdie masterpiece gaan kyk. Hierdie woord geskep beteken dat ek en jy is in Christus sy masterpiece. Ons is sy meesterstuk. En die woord wat in Grieks daarvoor gebruik word is die woord paoma. Paoma. En hoe mooi is dit nie, laat ons 'n Engelse woord ook van dit af kry wat sê poem. Ek en jy is God se gedig vir hierdie wêreld. 'n Gedig vir hierdie wêreld. Ons elkeen se gedig lyk anderste. Party het vroeër God ontdek en sy gedig lyk oor die beginfase voordat Christus deel van iemand se lewe geword het, anders as iemand wat Christus dalk later ontdek het. Maar ons is deel van hierdie gedig, van hierdie meesterstuk. En jy is God se gedig. Jy is God se meesterstuk vir hierdie wêreld. Nou wat hierdie vir ons probeer sê is dat God ons roep om dit ook uit te leef. In Johannes 20 en vers 21 tot en met 23 sê Jesus vir sy disippels, maar ek stuur julle. Ek stuur julle. En dan in vers 23 sê hy dat vergewe mekaar. Dit kom heeltyd by hierdie versoening uit. Ons wat gestuur is, soos God sy seun gestuur het en tot by versoening gebring het, so ons tot met versoening met hom gebring het, so stuur God vir my en vir jou. Hy stuur ons ook in hierdie wêreld in. En hy stuur ons ook om versoening te gaan bring. Kan julle dink dat as ons hierdie nuus vir onsself hou, hoe hartseer is dit nie eintlik nie? Hierdie nuus van hierdie evangelie moet ons juis deel. En moet ons so uitleef dat ander mense in ons lewens kan kyk en die evangelie in my en jou lewe raak kan sien. Hierdie is nie iets wat ons vir onsself moet hou nie. En daarom gaan dit teen alles in my, as iemand nie oor sy geloof wil praat nie. Want ons moet juis hieroor wil praat. Ons moet juis vir mense vertel wat God vir ons beteken. Ons visie wat sê na binne beteken dat ek en jy moet na binne, 'n gestuurdheid na binne moet hê. En dan natuurlik na buite, maar vandag staan ons stil na binne. Dat ek en jy 'n gestuurdheid na binne moet hê. En soos dat ons 'n gestuurdheid na binne het, beteken dit dat ons moet deel wees van hierdie geloofsfamilie en ons moet oorgaan in hierdie goeie dade. En hierdie goeie dade waarvoor ons lewe wy, moet ons uitleef binne in ons geloofsfamilie. En die goeie dade is om die evangelie in die woord te verkondig en so in daarvolgens te lewe. As julle julle Bybels oop het, kan julle oopmaak by Jakobus 2 vers 17
En jy kan dit ook merk, want dit sê dat geloof sonder dade dood is. Kom ons lees saam, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Wat het ons nou gelees in Efesiërs 2 vers 10, dat ons moet goeie dade hê, en laat ons lewe daarvolgens moet wy. Laat my en jou geloof moet oorgaan in dade, en dit is hoekom ons dit nie vir onsself kan hou nie. Dit is hoekom ons dit moet uitleef. As daar een ding is wat jy vanoggend hoor, wil ek graag hê jy moet dit saam met jou vat, dat jy jou geloof juis moet uitleef. Vat dit saam met jou, dat jy is God se meesterstuk. Jy is God se gedig vir hierdie wêreld, en dat dit wat hy vir jou gegee het, wil hy ook hê, jy moet met ander deel. En ek en jy kan dit nie net deel deur die woorde wat ons praat nie, maar ons moet dit ook deur dit deel deur ons dade, deur so op te tree. Ek kan nie vir jou sê waar om betrokke te raak nie, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Maar dit is iets wat jy by God moet uitvind, om vir God te vra, maar waar kan ek betrokke raak om die roeping, om dit waartoe U my bestem het, uit te leef? Wat kan ek doen om 'n verskil en 'n impak te maak, om die visie van die gemeente waarvan ek betrokke is, die visie van ons geloofsfamilie uit te kan leef? En jy moet dit by God uitvind. En ek moet vir jou sê dat dit mag dalk nie woorde wees wat jy wil hoor nie, maar ek wil jou tog uitnooi en uitdaag om daaroor te bid, sodat ons in hierdie gemeenskap en in ons geloofsfamilie 'n verskil kan maak. Verandering vind in sirkels plaas, nie in rye nie. Verandering vind in sirkels plaas, nie in rye nie. Hierdie laat my dink aan telefoontjie speel. 'n Lang ry en iemand begin van die een punt 'n boodskap oor te dra en nog 'n boodskap, en daai boodskap word oorgedra, en wanneer dit by die voorste kant uitkom, by die voorpunt uitkom, dan is dit asof hulle al vergeet het van daardie boodskap, wat hulle gehoor het. Maar wanneer ons in 'n sirkel is, kan ons oor en weer met mekaar kommunikeer. Daarom is selgroepe so relevant, en daarom maak selgroepe 'n groot verskil en impak in mense se lewens. Soveel mense se lewens word geraak deur selgroepe. Net nou die dag was ek by 'n begrafnis waar iemand gedeel het dat 'n persoon in hierdie selgroep 'n dieper geestelikheid ontwikkel het. Want dis waar lewens verander. En in tye soos hierdie kom ons agter dat dit ook is hoe die kerk lyk. Waar ons uit 50 by mekaar kan kom. Dat ons juis nie net moet dink ons kan nie meer by mekaar kom nie, maar dat ons juis dalk in selgroepe by mekaar ook moet kom. En ek wil jou uitnooi dat as jy nie deel van 'n selgroep is nie, dan word deel van een. En as jy nie weet en jy wil dalk een begin en die Here lê dit op jou hart, kom praat met my. Ons maak 'n plan. Maar ek en jy moet in hierdie gemeenskap 'n verskil maak, en hoe ons in ons geloofsfamilie 'n verskil gemaak is as ons hande vat. Geestelike hande vat. Want op die oomblik mag ons nie hande vat nie. Mag geestelike hande vat en 'n kring vorm en so lewens verander en 'n impak maak. God roep ons dat ons geloof moet oorgaan in dade. Dat ons so moet lewe
die lewe wat ek en jy het, moet vat en dit in ons goeie dade moet investeer. En ons moet onthou dat ons identiteit in ons lewe is in Christus Jesus. Dis waar my en jou identiteit is. Mag ek en jy besef dat God ons juist daarvoor wil gebruik en dat hy ons roep. As jy nie geweet het wat jou roeping is nie, as jy nie geweet het wat jou doel op aarde is nie, hoor dit wat Efesiërs 2 vers 10 sê, dat jy is geroep om 'n lewe te lewe en te leef vir die goeie dade waarvoor jy bestem is. Dis waarvoor jy geroep is. En soos Johannes sê, laat ons 'n gestuurdheid moet hê. En Efesiërs 2 vers 14 sê, en julle kan dit ook by die huis gaan lees, wat sê, laat ek en jy moet mure afbreek. Ons moet juis versoening bring. En dit las aan by God se plan. God wat Christus as 'n voorbeeld vir ons gestel het. En wat sê, laat ek en jy moet soos Christus lewe. En as ek en jy soos Christus lewe, sal ons ook doen wat hy gedoen het. En wat het hy gedoen? Hy het 'n gestuurdheid gehad, hy het 'n gestuurde gees gehad, hy was gestuur, hy het sy lewe opgeoffer, en hy het versoening gebring. Waar jy in situasies is, waar daar nie versoening is nie, weet net dat jy word geroep om versoening te bring. Waar daar onluste is en waar daar spanning is, jy is geroep om vrede te bring. En waar vergifnis nodig is, jy is geroep om vergifnis te bring. Mag ek en jy dit saam met ons neem, dat ons deel word van God se plan, deel word van sy roeping, en deel word van hierdie geloofsfamilie, wat se visie is om in hierdie gemeenskap, in hierdie geloofsfamilie binne-in 'n verskil te maak. Dat ons dit sal doen deur ons dade. En jou huiswerk is om daaroor te bid. Dis my huiswerk ook. Maar om vir God te vra om ons te wys waar ons kan betrokke raak, waar ons 'n verskil kan maak. Want dis waarvoor God ons roep. Kom ons bid saam. Vader Baba, dankie vir hierdie woord en hierdie boodskap dat U ons ook roep om in ons geloofsfamilie en in ons gemeenskap 'n verskil te maak. Dat ons geloof nie net vir onsself moet hou nie, maar laat ons dit moet uitleef en laat dit oor in dade moet gaan. Here, my wens en my droom is dat U vir ons elkeen sal kom vertel waarmee ons besig moet wees. Here, dat U vir ons sal kom wys waar ons kan betrokke wees om die koninkryk uit te bou. Here, mag ons besef dat ons in Christus Jesus geskep is om 'n lewe te leef vir die goeie dade waarvoor U vir ons bestem het. Mag ons met hierdie goeie dade lewe en ons geloof uitlewe dat ons 'n impak en 'n verskil kan maak. Here, ons bid dat U asseblief as hierdie gemeente, as ons wat deel van Christus se kerk is, ons wat die gebou van Christus is, dat ons sal besef hy is die hoeksteen en dat ons soos hy sal lewe. Help ons daarmee in Jesus Christus se naam. Amen. Vir die familie, ek wil julle dan net herinner dat daar deurkollekte is. Dankie vir almal wat EFT inbetalings maak. Ons is besig om na ander maniere te kyk hoe ons kollekte kan opneem en betalings kan maak, maar as julle gee met 'n oopheid en weet net dat dit vir die koninkryk van God gaan en dat dit alles is
om hom ook te dien, dat ons gehoorsaam is aan sy woord wat sê dat ons hom ook met ons finansies moet vertrou en seën. Vir familie, dan wil ek net vir julle baie dankie sê, dat dit so groot voorreg is om met julle oor ons visie te kan praat in hierdie gemeente. Dat dit so groot voorreg is om saam met julle op reis te wees, om te ontdek waar God wil hê ons moet besig wees, waar ons betrokke moet wees, sodat ons 'n verskil kan maak. Dankie daarvoor. Ek wil julle graag elkeen seën, dat die genade van God die Vader, die liefde van die Seun, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met julle elkeen sal wees. En dat God aan julle elkeen sal bekend maak, waar julle betrokke moet raak, en aan julle kan wys, hoe julle geloof in dade kan oorgaan, en dat julle dit ook sal regkry. In Jesus Christus se naam. Amen. Lekker dag. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you.